Beleggingsbestuur is soms intimiderend en kan oorweldigend wees. Maar ons kry vandag eerstehandse insig by Thys van Sail. Thys, welkom terug. Ek kom met die self. Goed, wat is die eenvoudige verskil tussen gewone beleggingsbeplanning en dan uitkomsgebaseerde beleggings? Weet jy, Elsa, dink jy nommer 1, beleggings moet nie so gecompliseerd wees soos wat baie, kom ons sê, adviseurs daar buite dit sal uitmaak om te wees nie, en ook baie keer 'n basiese interpretasietipe van woorde gebruik, jy weet, om 'n kliënt byvoorbeeld te gooi of om dit mekaar te maak, en dan terselfdertyd dan dink daai kliënt byvoorbeeld, maar sjoe, hierdie ou is nou baie slim en ek moet my vertroue by hom plaas, en nou die aard van die saak is ek vir hom dalk 'n simpel vraag vra in my opinie, jy weet, dan voel dit al of ek dit nie vir hom kan vra nie, want ek voel half bietjie op my agtervoet of selfs dan die woordgebruik bietjie dom. En dan word daar weer gegooi met woorde wat byvoorbeeld my keuse wees sal derail of net eenvoudig net verlou waar hy dan maar is, want ek voel dan maar geïntimideerd of wat ook al geval mag wees. Maar die verskil is maar basies, jy weet, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na gewone beleggings, tradisionele gewone belegging, hy's uit teenkomstig van wat die markte jou gaan gee, volatiliteit 'n rol gaan speel en natuurlik 'n klompie dinge wat saam met dit gaan, waar uitkomsbelegging is meer op uitkomsgebaseerde beplanning. So met ander woorde, ek sit met jou en ek kyk na jou risikoprofiel, ek kyk na jou behoeftes, ek kyk na alles wat ons hier uit hierdie uitkoms van 'n termyn of 'n periode wil hê, en dan basies weer dan bou ons dit volgens dit. En ek dink dit is waar leuke taal eintlik 'n vaardigheid is, jy weet, sodat 'n mens kan verstaan presies wat aan die gang is en sodat dit nie vir 'n mens Grieks klink nie. Hoekom is gewone beleggingsbeplanning dikwels te veel gefokus op produkte, fondse en dalk iets soos teikens ook? Ek dink as mense weer eens gaan kyk van waar Suid-Afrika is teenoor, kom ons sê maar globale markte en natuurlik globale advies, dan is dit ons, jy weet, daar's geen ander manier om dit te interpreteer om te sê, ja, ons is nogal relatief agter. So as ons byvoorbeeld gaan 'n normale adviseur sal, kom ons sê net maar 'n fonds aan 'n kliënt voorstel, of dan nou 'n produk aan 'n wat saam 'n kliënt voorstel, of dan nou een van beide, jy weet, dalk 'n produk met 'n saamgestelde fonds. So jou eenvoudigheid daarvan, ja, dit is eenvoudig, maar dit kan ook gecompliseerd maak, jy weet, as 'n adviseur byvoorbeeld nie reg verduidelik aan sy kliënt nie. So tradisionele tipe van struktuur, so jy sien, ja, dis 'n saamgestelde fonds, is dalk 'n wat soms 'n unit trust fonds, of is dalk nou maar saamgestelde mandjie van aandele, portefeulje van aandele, of selfs dalk 'n indeks wat soms samestelling. Maar baie keer wat 'n mens dan gaan kry is, ja, jy kry daai volatiliteit wat 'n rol speel, jy kry daai impak, jy weet, van geopolitiese impakte, en dan natuurlik jy weet 'n klompie ander elemente soos koste wat ook 'n baie groot rol speel, wat ook nie altyd baie duidelik aan die kliënt verduidelik word nie. En dan is daar daai inkomste tipe van 'n kliënt wat inkomste trek wat basies weer dan heeltemal in die spitvuur val, jy weet, omdat hy nie een van daai drie byvoorbeeld in ag geneem het en hy trek dalk te veel op sy kom ons sê sy belegging. En wat beteken dit dan nou prakties om by die kliënt se gewenste uitkomste te begin? Ek dink ja, as 'n mens, ek hou daarvan die manier wat jy sê by sy uitkomste begin. So met ander woorde, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na 'n uitkomstipe van wat Elsa wil hê. So met ander woorde, jy het hierdie droom kapitale bedrag of dan nou 'n maandelikse bedrag wat jy bereidwillig is om in te sit, maar jy wil uitkom by 'n mikpunt. So dan word jy moet daai mikpunt voor jou adviseur kan plaas en dit baie duideliker om verduidelik. Hierdie is my mikpunt, hierdie is die termyn wat ek het om maar by uit te kom. Hierdie is my behoefte van inkomste wat ek voorsien en daarvoor wil hê. Dit moet teen inflasie kan beskerm word, dit moet teen wat saam gewone volatiliteit moet beskerm word ensovoorts ensovoorts. So dan word daai prentjie moet dan gevat word. Dit is nie jou adviseur se oplossing nie, dit is jou droom, jou oplossing wat hy basies dan ook dan kom ons sê 'n blueprint moet vir jou skryf om te sê maar dis hoe ons by daai plan gaan uitkom. En hoekom is dit, jy weet, gemiddelde opbrengs, wanneer 'n mens daarop fokus, hoekom is so iets nie alleen genoeg om 'n mens se beleggingssukses te meet nie? Baie keer as mense gaan kyk, inflasie in Suid-Afrika is hoog. Okay, so as ons kyk, jy weet, teenoor wat in die wêreld is, teenoor wat hy in Suid-Afrika is ons inflasiekoers eenvoudig een van die hoogste koerse wat daar moontlik kan wees in 'n ontwikkelende tipe van ekonomie. Ons moet altyd onthou, ons is wel 'n derde wêreld ekonomie, maar ons is nie 'n arm ekonomie nie. Okay, en ek dink dit is baie belangrik dat kykers daai met mekaar net moet laat verskil. So met weer eens, maar ons sit met 'n baie hoë inflasiekoers. So inflasie basis moet jy klaar inwerk vir tussen 4 tot 6%. Dan het jy nog eers begin nie, Elsa.
Okay, so jy moet klaar gaan kyk, ek moet tussen 4 tot 6% maak. Dan moet ek nog 'n koste element daarvan betaal, weet wat enigiets tussen 2 tot 3% kan wees. En dan moet ek basies nog daarop gaan plaas ek 'n market inkomstebehoefte van X byvoorbeeld. Okay. So as ons net daarna gaan kyk, en ons gaan kyk na inflasie, ons begin op 6 en ons gaan kyk na 3% se platformkostes, dan is ons al op 9%. Okay, dan het ons nog niks daarvan afgevat nie. So jou portefeulje is eintlik reeds onder druk nog voordat hy eintlik eers begin het. En ek dink dis net so belangrik om jy seker te maak dat elemente byvoorbeeld net soos my doelwit of my droom daarby moet uitkom nie, maar realisties gesproke dat ons ook ons superekonomie, ek love it. Jy weet in ag moet neem, jy weet om by daai droom te kan uitkom. Superekonomie, ek dink vir ons al te goed tuis. Nuwe neologismes wat hier geskep word en ek hou daarvan. Ek love it. Ek wil 'n bietjie aanbeweeg en ook fokus op jy weet die grootste risiko's vir 'n pensionaris of 'n lewende anniteit kliënt. Ek dink dis amper die belangrikste want ek wil amper half myself verstout en hierdie is absoluut my opinie. Okay. Ek dink die meeste van die vrywillige kapitaal het reeds Suid-Afrika verlaat. Okay, so met ander woorde, jy sit nog met 'n baie groot koffer van aftrekkapitaal binne in Suid-Afrika, as dit nie nog steeds een van die grootstes is in die wêreld nie. Maar weer eens as ons gaan kyk, jy weet hoe moeilik die regering dit maak, jy weet om juis aftrekkapitaal ook buiteland toe te kan vat soos 'n finansiële migrasie en agter, soos dit amper deesdae onmoontlik is, baie moeilik. Maar dit sê vir jou daai laaste kapitaal bly in Suid-Afrika. Nou daai laaste kapitaal wat in Suid-Afrika bly, gaan op 'n gegeewe tyd gaan dit in 'n inkomsteplan aard word. En dan moet jy basies weet baie wakker wees. As 'n kliënt natuurlik asook 'n adviseur om dan juist te fokus op uitkomstipe van kom ons sê optrede van die mark van die volgende 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, sodoende dan ook jou inkomste daarbey kan inpas met inflasie in ag geneem en 'n klompie ander elemente soos koste ensovoorts. En dis verskriklik belangrik om daai elemente reg te kry want as jy dit gaan regkry van die begin af nie, dan gaan jy ook maar net 'n statistiek word. En ek dink dis weer eens ook in daai opsig baie belangrik om dan 'n kundige in die proses te raadpleeg. Wat is die belangrikste boodskap wat jy miskien vandag wil deel met kliënte wat reeds inkomste uit hulle kapitaal maak? Ja, ek dink die heel belangrikste deel is as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk wat is die kom ons sê die gemiddeld, jy weet wat 'n Suid-Afrikaner trek oor die algemeen uit lewende anniteite of as 'n byvoorbeeld 'n vrywillige belegging, maar hulle trek nog steeds inkomste op hom uit. Is dit tussen 5,6 tot 6%. Okay. So nou weer eens as jy die voorbeeld gaan vat van 5,6%, kom ons rol hom af, rondom af na 6% toe. So 6% is inflasie, 6% is my koers wat ek trek. So as ek enigstens wil my geld onthou vir 5, 10, 15 jaar as 'n uitkomsgedrewe portefeulje, dan moet ek 12% plus gaan uitpresteer in die mark. Ten alle tye, ek kan nie volatiliteit eers daarby bekostig nie. Want sodra ek byvoorbeeld in 'n volatiliteitsfaktor kom, gaan ek aandele verhandel om my inkomste te befonds en ja, daar gaan 'n tyd wees waar ons in 'n superekonomie gaan kom. Jy weet dan kan jy byvoorbeeld dit weer opmaak, maar jy kan nie opmaak wat jy reeds verkoop het nie. En as jy eers in daai tendens inval, dan sit jy met 'n probleem. So my advies basies aan kliënte wat daar buite is wat inkomste trek is, maak seker jy kry 'n uitkomsgebaseerde tipe van struktuur wat dan jou drome kan basies jy weet ondersteun. En ek wil nie eers die woord gebruik drome nie, want as jy afgetree het jy tot 'n groot mate klaar gedroom, jy moet nou leef. Okay. En leef is baie meer belangriker as wat hy byvoorbeeld sê droom. Sjoe, maar ons is diep vandag, pragtige woorde. So gryp jy jou koffer en begin spaar vir daai superekonomie. Tuis, baie dankie. Dankie, Els. Bly gerus waar jy is. Ons is net hierna weer terug en maak ook seker jy gaan volg ons op al ons sosiale media platforms. Kry slank nog 'n koppie koffie.